Goeiemôre gemeente. Geliefdes, ons tema vanoggend in die erediens is die saaier en die saad. En mag ons hier sit met voorbereide grond in ons harte om die woord vanoggend ook opnuut te hoor. Geliefdes, dan is die gerugte ook waar. Dit is met groot blydskap dat ons aankondig dat ons as Miller gesin besig is om in die pastorie in te verhuis. So, ons is baie opgewonde en ek gaan nou dalk betyds wees vir alles, aangesien ek net hoef te loop. So, geliefdes, ons begin dan deurstaande ons toetrede lied te sing, Gesang 164. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat die goeie saad van sy woord in ons harte saai, en van Jesus Christus, deur wie die koninkryk groei, en van die Heilige Gees, wat geloof laat ontkiem en dit vrug laat dra. Amen. Kom ons loof die Here ook saam deur ons lofsang.
stil voor die Here. En dan buig ons saam ons hoofde net waar ons sit in gebed. Almagtige God, Skepper van die hemel en die aarde. Ons kom in diepe afhanklikheid, saam in U naam vergader. Dankie dat U steeds die saaier is, wat goeie saad uit U woord in ons lewe kom saai. Here, U is die saaier wat nie terughou nie, maar in genade in ons almal se lewens insaai. Here, bewerk ons harte, breek die harde grond oop, verwyder die klippe van ongeloof en van trots. En trek die dorings van ons sonde uit, wat ons soveel keer verstrengel. Daardie vrees en die afleiding uit ons lewe, wat onkruid is. Maak ons harte goeie grond, Here, sodat ons U woord kan ontvang en sodat dit wortel kan skiet en ontkiem in ons lewe, sodat dit kan groei tot U eer. Here, laat dit deur die Heilige Gees in ons lewe sigbaar wees dat U in ons lewe saai. Maak dit sigbaar in ons diensbaarheid, in ons nederigheid, in ons barmhartigheid. Laat ons lewe van U liefde getuig. Here, help ons om getrou ook vir U koninkryk saaiers te wees. Help ons om U woord ook uit te leef. Here, ons bid ook dat U koninkryk mag kom en dat U wil sal geskied in ons lewe en in U koninkryk. Ons bid dit in U heilige naam alleen. Amen. Kom ons sing as gebed en as skrifsang, nou sittend, Gesang 176. Ons lees vanoggend saam vanuit Markus 4 en ons gaan lees verse 13 tot 20 en daarna verse 26 tot 32. Die opskrif: Jesus verklaar die gelykenis van die saaier. Hy sê toe vir hulle: "Julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense
by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie, en dit hou nie lank nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom op en verstik die woord en dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100voudig. Ons lees dan ook vanaf verse 26 tot en met verse 32. Verder het hy gesê, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag. En die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan 'n volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Hy het ook vir hulle gesê, hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke, dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak. Geliefdes, wanneer ons Markus 4 lees, dan lees ons hierdie gelykenisse wat almal oor saad gaan. Saad en natuurlik met die tema die koninkryk van God. So wanneer ons die eerste gelykenis gelees het, het ons gelees dit gaan oor die woord van God. En toe lees ons ook van die mosterdsaad wat hierdie beeld is vir die koninkryk van God. Nou daar is 'n diep verband tussen die twee gelykenisse. Want die koninkryk van God groei juis daar waar die woord in goeie grond val. Die woord bring geloof voort. Laat geloof groei en maak die koninkryk van God sigbaar. En so is die twee eintlik verweef in mekaar. So die eerste gedeelte wat ons saam gelees het, is verse 13 tot 20, waar Jesus self 'n interpretasie gee van die gelykenisse wat hy vertel het in verse 1 tot 9. So Jesus self gee die interpretasie van wat die gelykenis beteken. En hy sê vir ons, maar die saad word gesaai, maar die grond verskil. Die grond is nie dieselfde nie, en ons moet bewus wees dat nie al die saad groei nie al die saad ontkiem nie, maar die saad word gesaai op alle grond. Vandag sit u dalk ook in die kerk en u wonder oor die saad wat gesaai was en oor die saad wat gesaai word. Waar in u lewe is u besig om die goeie saad te deel? Geliefdes, ons leef in 'n wêreld waar alles vinnig en groot moet wees. Baie keer word sukses gemeet aan getalle. Hoeveel volgelinge, hoeveel geld, hoeveel mense kom tot bekering, hoe vinnig word die resultate gesien
Hoe vinnig wys daar vrug? Ons as gelowiges het elkeen die opdrag om die saad te saai. En ons probeer. Ons bid en ons getuig en ons dien en ons probeer gee en ons probeer help waar ons kan. Maar soms vir ons as gelowiges is daar hierdie twyfel of die saad ooit gaan groei. Daar is hierdie wonder of ons eie getuienis goed genoeg is. Want ons getuienis is nie elkeen so besonder soos die mense op TV se nie. En dan wonder ons, maar is ons eie getuienis goed genoeg? Selfs al het daar niks besonders in my lewe gebeur nie. Ons beleef soms dat ons saad saai en dan reageer mense nie, of hulle daag net nie op nie. Of ons saai die saad en ons sien geen vernuwing of verbetering nie. Ons saai en dit voel asof ons probeer, maar niemand sien dit raak nie. Hoe voel u vandag oor die opdrag om saad te saai? Wat is u belewenis daarvan? Wanneer ons na die saad kyk wat ons uitdeel, dan kan die vraag by ons opkom, maar is die saad wat ek saai bruikbaar vir die Here? Is dit goed genoeg vir die Here en sy koninkryk? Jesus self kom gee vir ons hier in Markus 4 die antwoord. Wanneer Jesus die gelykenis vertel in Markus 4, dan leef Jesus in 'n wêreldse beskouing wat die koms van die Messias verwag het. Vir baie jare is die koms van die Messias verwag. En die Jode het gedink, wanneer die Messias kom, gaan Rome, die vyand, die onderdrukker, onmiddellik bedryf word. Hulle het gedink, Israel sal onmiddellik herstel word. Hulle het gedink, hulle sal polities bevry wees. Hulle het 'n politieke Messias verwag. Maar Jesus kom anders. Jesus kom soos 'n mosterdsaadjie. Gebore in 'n nederige stal. Kom hy as volkome mens en as volkome God na die wêreld. Jesus was self 'n kind in 'n gewone dorpie met gewone aardse ouers. Aardse ouers wat ook foute gemaak het, wat ook net mense was. Jesus word groot tussen ander kinders en hy groei op en eers later begin hy met sy bediening. En dan begin hy nie in aardse paleise of in 'n politieke mag nie. Hy begin deur 12 gewone mense te roep. 12 gewone mense. En dan begin hy in gewone klein dorpies om te bedien. Geliefdes, Jesus deel en hy saai die goeie saad. Maar daar was soveel mense wat die saad wat Jesus gesaai het verwerp het.
Daar was mense wat die goeie saad ontvang het, maar geskree het, kruisig hom. Daar was mense wat die goeie saad en die wonderwerke beleef het, en nogtans Jesus verloon en verraai het. Jesus se vyande het gedink dat die goeie saad wat hy gesaai het, gaan saam met hom sterf, gaan saam met hom begrawe word. En toe Jesus sterf aan die kruis, het sy vyande gedink, hulle het oorwin. Maar geliefdes, dit was hulle eie manier van kyk wat tekort gekom het. Hulle eie grond wat die goeie saad verwerp het. Die Here het ons kom red van ons sonde, van die dood, die ewige dood. En die Here het gekom om vir ons vryheid te gee en God die Vader 'n klein saadjie tot 'n ewige koninkryk. En deur sy opstanding en sy hemelvaart het Jesus Christus verder die koninkryk van God gevestig. En daarom kyk ons na hierdie gelykenisse met hierdie groot kontras. Jesus het die klein saadjie in 'n nederige krib, 'n pap-baba, tot die geloof wat ons vandag wêreldwyd ken. Die geloof waarvan biljoene mense deel is. En daarom, geliefdes, is hierdie gelykenis van die mosterdsaadjie so belangrik. Jesus self het vir ons kom wys. Maak nie saak wat mense dink nie. Maak nie saak hoeveel mense dit verwerp nie. 'n mosterdsaadjie ontwikkel in iets geweldig groot ten bate van God se koninkryk. Wanneer Jesus hierdie gelykenis vertel, dan weet ons dat die mosterdsaad een van die kleinste saadjies was wat die mense in daardie tyd geken het. Kleiner as 'n mieliepit, kleiner as 'n koringkorrel. Ongeveer 2 millimeter in deursnee. En wanneer 'n mens 'n mosterdsaadjie in 'n mens se hand vashou en die ou klein dingetjie sien, dan sal 'n mens nooit kan dink dat iets besonders daaruit kan groei nie. Want dit is so klein. Maar God gebruik selfs die kleinste saad wat gesaai word. Vir God se koninkryk is dit bruikbaar en is dit nuttig. Ja, daardie dinge wat ons as mense klein ag, gebruik God in sy groot koninkryk. 'n klein gebed, 'n klein daad van liefde, 'n klein daad van barmhartigheid. 'n klein woord om 'n kind van Jesus te vertel. 'n besluit wat iemand neem om Christus eerste in hulle lewe te stel. 'n besluit wat 'n gesin saam neem om te begin saam Bybel lees. Vir die wêreld lyk dit dalk onbeduidend, dit lyk dalk klein. Dit lyk dalk onbelangrik vir die wêreld, maar vir God
is dit bereikbaar. Vir God is daar die klein saadjie die begin van iets groot. En die mosterdsaadjie herinner ons dat God se koninkryk so anders werk as wêreldse koninkryke. In die wêreld wil almal groot getalle hê, groot geboue hê, onmiddellike sukses hê, baie finansies hê. Maar God begin dikwels klein. So klein soos 'n mosterdsaad. En dan sê hy, word dit 'n boom waarin mense kan skuiling vind. God sien die saad wat ons saai. Maar God sien ook die gesindheid waarmee ons saai. En daarom wanneer ons die saad saai wat die Here voorsien het aan ons om te saai, dan is 'n belangrike vraag wat ons onsself moet afvra, maar wie is verantwoordelik vir die groei van daardie saad? Want sien geliefdes, soveel mense leef dikwels in die eie ek-prinsip. Solank ek voordeel trek, solank ek net wys ek kan beter doen. Of mense wat dink dat alles van hulle self afhang, as ek maar net harder probeer, as ek maar net meer doen. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan is dit baie duidelik dat ons werk as gelowiges is nie die groei nie. Dis nie om seker te maak die saad ontkiem nie. Ons werk is om die goeie saad te saai. Want ons het nie beheer oor waar die saad val nie. Ons het nie beheer oor wat gebeur wanneer die saad in die grond inval nie. Ons het nie daaroor beheer nie. Ons opdrag as gelowiges is om in alle grond die goeie saad van die Here te saai. 1 Korintiërs 3 vers 6 herinner ons hieraan, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. God vra ons om in getrouheid die goeie saad te saai. Maar hy bly die bron van alle groei. Geliefdes, dit haal 'n geweldige druk van ons skouers af. Want ons werk en ons roeping is net om aan te hou in volharding om die goeie saad te deel. Selfs al gaan ons nooit die vrug of die oes sien wat die saad lewer nie. Maar ons kry wel die beeld in hierdie gedeelte. Die beeld wat 'n belofte is van die Here. Dat daardie klein saadjie word 'n boom waarin ander voëls kan kom nes maak. En so weet ons die boom is 'n beeld wat baie ook in die Ou Testament gebruik word. Die boom word hier 'n plek waar gebroke mense welkom is. Die boom word 'n plek waar sondaars genade vind, waar kinders veilig voel, waar mense rus en herstel kan vind. Die boom getuig van die Here se genade en sy goedheid en sy voorsiening. En so word die koninkryk nie net vir ons bedoel nie, dit word 'n seën vir almal. Dit moet gedeel word. God werk dikwels deur die klein saadjies
wat ons saai. En daarom moet ons nooit as gelowiges die dag van klein dinge gering ag nie. Ons moet nie dink dat ons geloof maak geen verskil nie. Ons moet nie dink dat 'n eenvoudige gebed nie goed genoeg is nie. Ons moet nie die krag van 'n vriendelike woord onderskat nie. Ons moenie dink dat ons getrouheid verniet is nie. Nee, die Here roep ons om aan te hou om daardie klein saadjies met mense te deel. Om te volhard in gebed. Om aan te hou om te dien en te getuig van hom. Om aan te hou om te leef tot sy eer. Om aan te hou om die gesindheid van Jesus Christus te weerspieël. Jesus se vriendelikheid, sy nederigheid, sy geduld met hierdie wêreld te deel. En iets van God se barmhartigheid en sy goedhartigheid in hierdie wêreld te deel. Om in God se liefde te leef en dit te deel. Ons roeping is om die goeie saad aan te hou saai in alle grond met die regte gesindheid en om op God te vertrou. Want hy sien, geliefdes, baie verder as wat ons ooit sal kan sien. God sien die saad wat ons saai en hy gebruik dit in sy koninkryk. Hy voorsien aan ons hierdie saad, nie om aan onsself te hou nie, maar om te deel met die wêreld. In Matteus 17 vers 20, dan gebruik Jesus weer die mosterdsaad, en hy sê vir sy disippels, omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof het, so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die ander kant en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Ons hoor hier weer die bevestiging, geloof soos 'n mosterdsaadjie is goed genoeg, is groot genoeg vir die Here. Kom ons gaan deel dit. Die koninkryk van God word bestuur deur 'n koning wat nie soos enige aardse koning is nie. Dit word bestuur deur die ewige koning met ewigheidswaarde. En hy kan selfs met die klein saadjies wat ons saai, sy koninkryk bevorder, sodat almal sy heerlikheid sien. Mag ons aanhou om die goeie saad te saai, selfs al voel dit klein. Want geliefdes, eendag sal die hele aarde en hemel buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here. En almal sal sy heerlikheid sien, wanneer hy sy oes insamel. Amen. Vanuit dankbaarheid vir God wat die goeie saaier is, wat die goeie saad in ons lewe uit sy genade alleen aan ons gee, gaan ons 'n gebedslied staande sing om ons lewe opnuut aan die Here te wy. Kom ons sing Gesang 308.
vrede van God, wat die begin en die einde is, wat ons stuur om as getroue diensknegte te saai, terwyl God self in sy getrouheid die groei en die vrug en die oes voorsien. Amen.